Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die Woord van God. Mag die Heilige Gees ons harte open en in ons lewenswerk tot geloofsversterking. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Genesis hoofstuk 3. Ons lees vers 1 tot 8. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here gemaak is. En hy het vir die vrou gevra: Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë het oopgegaan, en hulle besef toe dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Vriende, hierdie baie bekende gedeelte in die tuin van Eden is reeds van kleins af vir ons geleer om te bevestig dat God hemel en aarde gemaak het, die mens en alles daarin, maar ook 'n pragtige tuin geskep het vir Adam en Eva om in te woon. By hierdie gedeelte het die Here uitdruklik vir hulle gesê om nie te eet van die bome wat in die middel van die tuin staan nie. Van al die ander bome in die tuin mag geëet word. Maar die slang was daarop uit om Eva te verlei. Hy begin dadelik om twyfel te saai. Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Hierdie slang het baie goed geweet wat God gesê het. Maar hy saai nou twyfel hier by Eva. En die vrou het die slang geantwoord: Ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê ons mag nie eet van die vrugte in die boom in die middel van die tuin nie. Ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. En toe kom die slang, die ou duiwel, met sy eerste leuen wat hy vertel. Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Die Satan het die vrou mislei. Die Here het nie hier van fisiese dood gepraat nie, maar van geestelike dood. Hierdie ongehoorsaamheid aan die Here, deurdat Adam en Eva van die vrugte geëet het, wat hulle nie mag geëet het nie, het veroorsaak dat hulle uit die tuin van Eden uitgesluit is. En engele het die tuin bewaak, sodat hulle nie weer daar sou inkom nie. Die vrou sou in die toekoms met groot smarte baar, en die man sou met sy hande die grond van die aarde moes bewerk. Dit is alles die gevolg van die sondeval. As ek en jy luister na die Satan se stem, na wêreldse stemme, mense wat God se woord verdag maak of verdraai, of twyfel wil saai, en ons luister en voer dit uit, dan is ons niks anders besig om te doen as Adam en Eva nie. Die sonde is deel van ons almal se lewe.
Maar ons moet waaksaam wees om nie daarin toe te gee nie, maar daarteen te stry. Omdat Adam en Eva hierdie verkeerde besluit geneem het, in opstand teen God gekom het, ongehoorsaam aan hom was, is die ganse menslike geslag in sonde gestort. Ja, almal wat daarna gebore sou word. Hierdie is 'n hartseer oomblik in die wêreld se geskiedenis. Maar God, liewe vriende, sou dit nie daar laat nie. Hy het besluit om 'n nuwe begin met die mens te maak, toe hy sy seun Jesus Christus na die wêreld toe gestuur het om te kom deel met al ons sonde. Dit wat ons nie kon doen nie, naamlik volkome gehoorsaamheid aan God, het hy in ons plek vir ons kom doen. Hy het ook die hoogste prys vir ons sonde betaal, sodat ons regverdig verklaar kan word en skoon gewas kan wees in sy bloed. Kom ons dank die Here, dat hy God is wat met deernis en liefde na ons omsien, ons raak sien en ons versorg. En ons kom ons eer hom vir sy seun Jesus Christus, wat die hoogste prys betaal het en ons koning en verlosser geword het. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en hemelse Vader, dat ons in hierdie nuwe dag voor U kan buig in aanbidding. Baie dankie vir U woord, wat U aan ons gegee het, waarin U vir ons leer en lei en onderrig. Dankie vir Jesus Christus, wat vir sondaar mense na hierdie wêreld toe gekom het, en dat hy deur sy kruisdood en opstanding uit die dood ons regverdig kom verklaar het, en dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Hierdie nuwe dag lê voor ons, Here, seën dit vir ons, lei, behoed en bewaar ons, en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.